Baie dankie so baie sê. Okay, dan sê ons maar weer Shabbat Shalom vir julle. En Shabbat Shalom vir my, ja. Ja, ons ek sien ons is nie baie op vanmôre nie, maar dit is fyn want die wat nie kan opwees nie, daar's party mense wat op pad is en daar's allerlei redes hoekom mense nie by al hierdie goed kan uitkom nie. Die video sal later beskikbaar wees. Ons het net gevoel ons wil aangaan en ons wil net kom ons doen met hierdie mini reeks wat ons klaarmaak. Ons self is nie heeltemal so seker of daar volgende week 'n uitsending gaan wees nie. Ons sal julle net op hoogte hou. Kom ons aanvaar dat ons gaan 'n aanbieding doen tensy ons julle anders laat weet. Daar is iets wat 'n invloed kan hê op volgende week se byeenkoms. Maar hoe dit ook al sê, kom ons kyk na die Tehillim, na die Psalm wat saam met hierdie week se parasha gaan. En hierdie week is dit mos parasha Vayeslach, maar ons is maar nog steeds so 'n bietjie agter. Ons vang op. Ek sal later met julle praat oor hoe ek dink ek dit gaan hanteer, dat ons net behoorlik op datum kan kom. Tehillim 140. Verlos my, o Jahwe, van bose mense. Vir die musiekleier, Psalm van Dawid. Red my, Jahwe, van die kwaaddoeners, bewaar my vir die manne van geweld. Wat slegte dinge in die hart bedink, wat elke dag sy stryd verwek. Hulle maak hulle tong skerp soos 'n slang, gif van 'n adder is onder hulle lippe, Selah. Bewaar my, Jahwe, vir die hande van die goddelose, behoed my vir die manne van geweld, wat planne beraam om my voete weg te stoot. Trotsaards het vir my 'n vangnet gespan en toue. Hulle het 'n net uitgespan aan die kant van die pad, strikke het hulle vir my gestel, Selah. Ek het tot Jahwe gesê, U is my Elohim. Luister tog, Jahwe, na die stem van my smekinge. Jahwe Elohim, sterkte van my heil. U beskik my hoof in die dag van stryd. Jahwe gee tog nie die begeertes van die goddelose nie. Laat sy listige plan nie geluk, sodat hulle nie hul verhef nie, Selah. Wat betref die hoof van die wat my omring, laat die onheil van hulle lippe hulle oordek. Laat vurige kole op hulle afgegooi word. Mag hy hulle laat val in die vuur, in kuile, sodat hulle nie weer opstaan nie. Laat die kwaadspreker nie op aarde bevestig word nie, die man van geweld. Laat die ongeluk omjaag met die slag op slag. Ek weet dat Jahwe die regsaak van die ellendige, die reg van die behoeftige, sal behartig. Sekerlik, die regverdige sal U naam loof. Die opregte sal voor die aangesig woon. Partykeer is dit mooi woorde, partykeer is dit harde woorde, nee. As jy dit so lees, en om te dink, jy weet, mense voel partykeer, maar kan ek regtig so iets vir die Almagtige sê? Kan ek hom vra? Kan ek hom smeek vir dit? Goed, kom ons kyk, hierdie week se parasha is eintlik Vayeslach, wat beteken en hy het gestuur. Weer eens soos ons gesê het, ons probeer nog al die kolletjies by mekaar kry, ons gaan met mekaar praat oor wat gaan gebeur. Kom ons kyk hoe lyk die Torah leesgedeelte vir Vayeslach. Ja, die Torah is in Bereshit of Genesis 32, vers 3 tot hoofstuk 36, vers 43. Uit die Haftarah is dit Hosea 11, vers 7 tot hoofstuk 12, vers 12. Obadja 1, vers 1 tot 21, Shemaiah Alef of 1 Samuel 17 vers 1 tot hoofstuk 25 vers 22, en dan die Brit Gadesha is Matitja of Matteus 2 vers 13 tot 23, ook hoofstuk 28 vers 1 tot 20, en dan Markus 1 vers 1 tot hoofstuk 4 vers 20. 'n hele mond vol. En ek vertrou dat julle op hoogte bly met die alias, so wat ons het elke week vir jou plaas, elke dag, elke aand vir jou gereed kry, dat jy die volgende oggend iets het om mee te werk, en dit sê jou eintlik dan nou, jy weet, kom ons sê op koers hou met die Torah siklus,
ek gaan werklik wel, soos ek net nou gesê het, probeer om op te vang. Maar elke keer dan, wanneer ek by die goed kom, dan voel ek, maar ek kan nie hierdie nalaat nie, ek moet dit met julle deel, kom, laat ons dit saam bestudeer. So kom ons stel op, en ons tel letterlik eintlik op by waar jy sê, en hy het weggegaan, en dit sal gaan oor die, weet, Jakob, wat dan nou sy ouer huis verlaat, op pad na Haran toe, om sekere dinge te gaan doen. Nie soos 4 goed wat jy gaan moet verstaan, wat uit, jy weet, waarop ons gaan bou vandag, en waarskynlik in die volgende lesing ook, en dit is, 'n verbondsman is 'n ou wat gaan staan, hy bly staan, hy gaan bou, hy gaan worstel, en hy gaan terugkeer. Moet nie daai fout maak nie, dit is deel van wie hy is, en ons gaan sien, wat met Jakob gebeur. Nou, ek gaan wegspring, maar ek wil net eers sê, moet asseblief nie uit die oog uit verloor nie. Daar's gevolge aan wat hy gedoen het. Daar's gevolge daaraan dat hy die eerstgeboortereg bekom het, soos wat hy dit bekom het. Daar's gevolge daaraan dat hy die seun ontvang het, en dan moet hy begin hardloop. Dan moet hy begin vlug vir sy lewe. En ons gaan kyk wat die skrif sê rondom dit. Want, weet jy wat, manne vandag nog, jy weet, begin hardloop. En daar's 'n effek aan daai hardloop. Jy weet, hy bereik 'n breekpunt. En wat gaan gebeur as hy daai breekpunt bereik en die maskers en dis meer begin val? So kom ons probeer uit hierdie gedeelte uittrek dit wat ons kan kry. Nou, een van die dinge wat jy kan sê is, as jy hardloop, né, gaan jy opstaan, want ek wil vir jou sê, hou op hardloop man. Jy gaan sien dat een van die dinge wat bitter belangrik is wanneer jy niks het nie, dan toets Jahwe jou alles, ek gaan dit weer sê. As jy niks het nie, dan toets Jahwe selfs dit wat jy nie het nie. Ek gaan weer dit vir jou prompt uitstel. Jakob verlaat nie die huis triomfantlik nie. Hy vlug vir sy lewe, want die gevolge van sy eie aksies vang nou op met hom. Kom ons kyk net na die skrif en dan vat ons dit daarvandaan af verder. Bereshit 27 sê as volg. En Esau was Jakob vyhandig gesind, vanweë die seun waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gedink, die dae van die rou oor my vader is naby, dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Maar toe hulle aan Rivka die woorde van Esau, haar oudste seun, vertel, stuur sy en laat Jakob haar jongste seun roep en sê vir hom, kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek, deur jou dood te maak. My seun, luister dan nou na my. Maak jou klaar, vlug tog na Haran, na my broer Laban. En bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar. Tot die woede van jou broer teen jou bedaar en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het. Dan sal ek stuur en jou daar laat haal. Waarom moet ek julle albei op een dag verloor? Verder sê Rivka vir Isak, ek is moeg vir my lewe vanweë die dogters van Get. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Get, soos hulle is uit die dogters van die land, waarvoor lewe ek dan? Kyk net daar, kan jy sien, ewe skielik kry Jakob al die skuld vir alles wat gebeur het, né? Wat jy vir Esau aangedoen het, né? Ek meen, asof sy nie complicit was in hierdie hele storie nie. Sy was. Maar ja, dit is belangrik. So kom ons kyk, wanneer 'n man hardloop, né? Daai oomblik, kom ons kyk na daai oomblik wanneer die hele illusie van ek is in beheer, wanneer dit in duie stort. Jy sien, dit is hier waar die verbondsverhaal begin. Nie in sy oorwinnings nie, nie in sy sterkpunte nie, nie in sy slimheid nie, maar in daai oomblik wanneer daai illusie van beheer dan nou val, soos ons sê. Ons manne, ons wil hierdie oomblik ten alle koste verby. Ek sê vir jou, ons verdrink onsself eerder in afleiding en in prestasies en vermaak en bedieningsaktiwiteite of godsdienstige performance, miskien ja. Natuurlik sport. Enigiets, om net die leegheid wat ons die hele tyd in ons saamdra in die oë hoef te kyk nie. Maar jy gaan sien, Jahwe ontmoet nie 'n man in sy prestasie nie. Hy ontmoet 'n man in sy waarheid, in Jahwe se waarheid. Dit is die belangrike ding. En dan sê jy sien wat hier gaan gebeur is, hy wat Jakob hardloop, en dan kies Jahwe daai presiese oomblik om toe te sien dat die hemel oopbreek, en jy gaan vir jouself moet afvra, maar hoekom doen hy dit so? Jy sien die realiteit is dat Jahwe ons Elohim sal geen man se verbondsbestemming bou
op die man se wanpersepsies en idees nie. Hy bou net op waarheid. Selfs al is daai waarheid ongemaklik, selfs al is dit vernederend, en selfs al is die man in rou. So die ontmoeting wat Jakob gaan beleef, is nie net 'n oomblik van troos nie. Dis 'n konfrontasie met die Allerhoogste. Jakob het 'n laagtepunt bereik, en dit moet mee gedeel word. Jy sien, hierdie is nie 'n skouerklop moment vir hom nie. Dis 'n oomblik waar sy hele menswees onderbreek word, en hy dan weer herlei word na die korrekte pad. So wat gaan Jahwe van hom dan nou vra? Jahwe eis hom nou op volgens die handelinge wat hy geneem het, en weer eens wil ek vir jou sê, watter handeling het hy geneem? Watter aksies het hy geneem? Hy het die eerstgeboortereg opgeneem, en Jahwe gaan hom daarby hou. Hy het die seën opgeneem, en Jahwe gaan dit gaan daarop staatmaak. Maar jy gaan sien, dat dit is nie die natuurlike karakter van Jakob nie, so baie dinge gaan gebeur, wat in sy karakter ingebou moet word, wat net die Almagtige kan doen. So, ek en jy, verbondsman, ons moet hierdie les leer. Om te hardloop is nie die probleem nie. Die probleem is, wanneer jy aanhou hardloop. Elke man hardloop. Ons hardloop weg van verantwoordelikheid, ons hardloop weg van pyn, ons hardloop weg van mislukking, 'n verlede miskien. Ons hardloop weg van aanspreeklikheid. Ons hardloop tog nie weg van die spieël wat voor ons gehou word, want jy sien, ons wil nie onsself konfronteer nie. Maar jy sal sien, 'n man van die verbond, hy sterf nie as 'n hardloper nie. As hy 'n verbond het, en hy het definitief 'n verbond, die oomblik toe hy daai eerstgeboortereg en daai seën gevat het, nee, nou moet jy weet, waar jy ook al hardloop, Jahwe gaan vir jou onderskep. Jy gaan hom teekom, iewers langs die pad, gaan jy sien wie hy is. En jy gaan sien, wat is die verskil tussen 'n verlore man en 'n man van die verbond? Dis eenvoudig. Die ou wat verlore is, hy hou hardloop, selfs al het Jahwe vir hom onderskep en vir hom iets gesê. Hy staan nie dood eenvoudig nie op die verbond nie. En ek wil hê dat ek en jy moet net weer gaan kyk, ek en jy het 'n verbond met die Almagtige deur Yeshua ons Messias. Nee, jy het daai verbond is nou op jou hart geskryf. Hy het vir jou daar gesê, wat is Jesegiel hoeveel? 37, wat hy vir jou sê, daai dag sal ek die verbond op jou hart skryf, en ek sal maak dat jy dit nakom, en daai dag het aangebreek, die dag in Handelinge 2, toe die Ruach HaKodesh uitgestort is daai verbond daar. So jy's 'n verbondsman, jy het 'n keuse gemaak, ek gaan net 'n bietjie meer daaroor praat. So ek wil vir jou sê, verbondsman, stop nou net, luister, staan op. Want as jy weier dat Jahwe jou, wanneer jy op jou laagste is, konfronteer, sal jy nooit die hoogtes bereik wat hy vir jou bestem het nie. So kom, volg my net saam met my in hierdie parasha, die begin weet van 'n man wat vlug, hy eindig eintlik baie goed, want hy eindig met 'n nasie wat gebore word. Hy gaan twee baie belangrike dinge moet doen. Hy gaan heel eerste, terwyl hy so vlug, nee, hy is mos nou op pad na Haran toe. Daar is nog nie van heeltemal gesê, kruip jou vrou of so nie. Hy gaan heel eerste moet kies, wie is sy Elohim? Wie is sy God? Dis wat hy gaan kies. Die tweede ding wat hy gaan doen op hierdie pad van hom is, hy gaan vir hom 'n vrou kies, en dit nogal in daai volgorde. So, dink jouself in dit in. Dit begin met jou. Waar gaan dit eindig? Met jou. Daai transformasie begin alleenlik wanneer 'n man ophou om voor te gee, om te pretend en toe te laat dat Jahwe in sy realiteit inspreek. Dit is letterlik die geboorte van 'n verbondsman. Nie wanneer hy sterk is nie, maar wanneer hy die swakheid wat hy so weggesteek het, erken. Dis waar die maskers afgeruk word, waar agter hy wegkruip, en wanneer hy toelaat dat Jahwe nou in daai waarheid in hom inspreek. So, kom ons kyk. Hy kom by daai berg, by die Moria. Daar's 'n leeu, daar's 'n eet en daar's 'n man. Jy sien, die hemel gaan oop vir 'n man wat niks het nie. Al wat hy het, is 'n belofte. En voordat ons hier aangaan, laat ek net vir jou dit sê, toe hy weg is uit Hebron uit, daai eerstgeboortereg wat hy het, daar's niks wat hy daarvan saamvat nie. Die seun, daar's niks wat hy saamvat nie. Om die waarheid te sê, lyk vir my, hy het 'n wandelstaf en iewers langs die pad moes hy botteltjie olie ook gevat het, want jy gaan sien, hy gaan die
die rots gaan hy dan nou, jy weet, hy gaan olie daarop uitkeer. Maar hy het niks. Jy sien, hierdie ou, dis 'n Jakob. Dis 'n verhaal van 'n man wat heeltemal uit props uitgeraak het. Nou, wat is props nou? Die term props verwys hier na die hulpmiddels wat 'n persoon gebruik om 'n sekere beeld te handhaaf, om 'n beheer te simuleer of om kwesbaarheid te probeer verbloem, né? Dis mos nou wat hulle in films so goed gebruik, baie props. Dis die dinge wat hy gebruik het om homself regop te hou of om sy swakheid en sy gebrokenheid te verberg. Letter en figuurlik sluit props in die reputasie wat hy het, die besittings of die rykdom wat hy het, die status wat hy het, die hoe hy hom geposisioneer het, watter ook al sy valse sekuriteit mag wees. Hy het heeltemal uit al daai goed uitgeraak. Hy het nou net baie zero. Kom ons lees. En Jakob het uit vers 7 vertrek en na Haran gegaan. Daarna kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op daardie plek. En hy het gedroom en kyk, 'n leer wat op die aarde opgerig is, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die boodskappers van Elohim daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, Jahoua het bo-aan gestaan en gesê, ek is Jahoua, die Elohim van jou vader Abraham, en die Elohim van Jitsak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en die ooste, en na die noorde en die suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarna word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, Jahoua is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek? Dit is hier niks anders as 'n huis van Elohim nie, en dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op, en hy het olie daaroor uitgegooi. En hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as Elohim met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal Jahoua my Elohim wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van Elohim wees. En van alles wat u my gee, sal ek aan u beslis die tiendes afstaan. Goed, so hierdie is nou alles belangrik, né? Want jy sien, daar's 'n leer, 'n eed en daar's 'n man. Jy sien, hy wat Jakob is, hy vlug. Hy is nie op 'n geestelike naweekkamp nie, hy is nie op 'n retreat nie. Hy is nie eens op hierdie stadium op soek na die een of ander openbaring nie. Hy is nie besig om 'n berg te klim vir inspirasie nie. Wat is dit dan? Hy is 'n man wat uitgedryf is uitgedryf uit sy gemeenskap, sy geloofsgemeenskap. Hy's gestroop van sy veilige blyplek, sy posisie, sy status, hy's kwesbaar, hy's verneder, en hy is die prooi van die jagter Esaf. Eenstaps, en hy lyk hierdie lewe van baie onseker, baie leeg, baie doelloos. Hy is 'n uitgewekene, hy is 'n vlugteling, hy's 'n refugee. Dis wat hy is. Dit is wat nou met hom gebeur. En dit is juist dan net daar wat Jahoua met hom begin spreek. Luister mooi. Jahoua sal jou identiteit, hy sal nie jou identiteit oor jou uitspreek as jy nog 'n fake is nie.
as jy nog voorgee, "Ag, ek is okay, alles is okay nie." Hy praat alleen met jou wanneer jy ontledig is van jouself, so jy kan jouself indink, wat se gesprek het hy met homself gehad, tussen Beersheba en Moria waar hy was. Kan jy imagine wat hy gesê het, jy weet, ag, as ek tog nou maar net nie hierdie eersgeboorte reg gevat het nie, ag, as ek tog nou maar net nie hierdie seun gevat het nie. Wat was die selftalk? Of het hy homself probeer opbou? Die feit van die saak is, dit wat hy was, hy moes homself eers van homself ontslaa raak, voordat jy hom alleen kan kry en met hom kan praat en hierdie dinge in hom kan inspreek. En hy weet dat hierdie goed wat Jahweh met hom spreek, is goed wat met sy oupa Abraham gepraat is, dit is wat met sy vader Jitsak gepraat is. Hy het geweet, waarlik, hierdie moet die poort na Elohim wees. Nee, hulle noem daai plek waar hy geslaap het die Hamakom, die plek. Dis ook die plek wat jy sal sien later waar die altaar presies geplaas is, waar hy vorentoe nog weer 'n slag presies geplaas gaan moet word. So wat is dit wat nodig is vir Jakob? Ons kyk na Romeine 12 wat die volgende sê. Ek vermaan julle dan, broers, by die ontferminge van Elohim, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, afgesonderde en aan Elohim welgevallige offer. Dit is julle redelike geloofsbeoefening. Efesiërs 5. Wees dan navolgers van Elohim, soos geliefde kinders. Party vertaling sê, wees nabootsers. Nou, die enigste ding wat jy gaan naboots is Elohim. So kom ons gaan net gou terug na Jakob toe vir 'n oomblik. Hy slaap op 'n klip, en daai klip word sy spieël. Dis hard, dis koud, dis genadeloos. Dis 'n fisiese simbool van wat sy lewe geword het. Maar ek vra vir jou, het jy al 'n klipkussing gehad? Dis 'n oomblik hierdie wat baie mans probeer weerstaan, hulle hele lewe lank. Hulle wil nie 'n klipkussing hê nie, hulle wil nie daai stilte hê nie. Hulle wil vermy om met hulle self gekonfronteer te word. Hulle vermy die waarheid van leegheid. Maar ek sê nou vir jou verbondsverhouding met die Almagtige begin altyd daar, daai plek waar jou gemaak ophou. Dis waar Jakob nou is. Hierdie leer, nee, is nie net 'n visie van gemak nie, dit word 'n bevel. Nee, wat wys hierdie leer vir jou? Die een ding wat Jakob hierso sien, uit met hierdie leer, met hierdie droom is, die hemel is aktief. Daar is aktiwiteit in die Shamaim, in die hemele, in die geestesdimensie. En hy wat Jakob is betrokke daarbey. En dis iets wat ek en jy moet van kennis neem, want ek en jy is ook betrokke daarbey. En omdat die hemel betrokke is, dan moet die aarde reageer. So ons sien daar is verkeer tussen die hemel en die aarde, daar's beweging tussen hierdie twee sfere. Daar's 'n doel, daar's opdragte, daar's toesig. Glo jy my? Kom maar, ek sê by jou vra. Kom ons kyk wat sê Joshua daarvan. Daniel antwoord en sê vir hom, Raf, u is die seun van Elohim, u is die koning van Israel. Joshua antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, Amen, amen, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopen sien en die boodskappers van die Elohim opklim en neerdal op die seun van die mens. So Joshua sê vir ons, hy is daai leer. Dis presies wat hy daar sê. So weer eens, die leer is nie 'n visie van gemak nie, dis 'n bevel. Dit is 'n bevel. Wat wys hierdie leer vir ons? Hy sê nie, Jakob, ag, jy's veilig nie. Die boodskap wat jy hier gaan sien is, die hemel is besig om te beweeg, Jakob, beweeg jy saam. Nee, jy sien ons manne, ons is baie lief vir bonatuurlike beloftes. Jakob het gehoor van die goeie nuus by sy oupa Abraham en sy grootoupa Shem. Hy wou gehad het wat hulle gehad het, en nie wat, hy het gekry wat hy wou gehad het, die eersgeboortereg, die seun van die eersgeborene. Nou is dit tyd dat hy sy grootseun skoene moet aantrek. Maar hierdie bonatuurlike beloftes, jy weet, dit kom altyd saam met ander bagasie, waarop jy dalk nou nie gereken het nie, en daai bagasie se naam is verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid en aksie. Jy moet jou 2 voete optel en agter hierdie bonatuurlike beloftes aan beweeg. Kyk wat sê Jahweh vir jou.
Gaan kyk wat sê hy daar. Hy sê, ek sal jou beskerm. Ek sal jou terugbring. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal voltooi wat ek gespreek het. Hierdie is nie 'n motiveringspraatjie nie. Hierdie is 'n oproep aan Jakob. Neem jou verbondsverpligtinge op wat jy so nou gestoei het om te kry, en ek sal jou beskerm, ek sal jou terugbring en ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal voltooi wat ek gespreek het. Kan jy sien Jakob vererg dat verg dat Jakob sy lewe in lyn moet bring met dit wat Jakob se alignment is vir sy lewe. Dit gaan nie oor Jakob se geloof nie. Geloof het hy, dis hoekom hy in hierdie posisie is. So, kom ons kyk bietjie wat sê die broer van Yeshua, Jakob, in Jakob 2 vers 19. Jy glo dat Elohim een is. Jy doen goed. Die demone glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke nutteloos is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Jitsak se seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof gewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Sien jy, die demone glo ook, maar die verskil tussen jou en die demone is dat jy kan en moet jou aksies in lyn met jou geloof bring. Die demone kan dit nie doen nie, jy kan. So, weer eens, dan reageer Jakob en dan praat hy met Jahoua en hy sê, as u my onderhou, dan wy ek my hele toekoms aan u toe. Hoor mooi, as u my onderhou, dan wy ek my hele toekoms. Hier neem hy 'n besluit. Hier neem hy 'n keuse, hier kies hy Jahoua. Dis hier waar Jahoua hom kies. Verstaan jy? Hy het geweet van Jahoua, via sy oupa, sy pa, wie ook al. Hy het geweet van hom. Nou is hy gekonfronteer. Hy hoor die stem en hy kies die stem en sy antwoord is, as u my onderhou, wy ek my hele toekoms aan u toe. Dit is 'n man wat nou 'n lyn trek van wie hy was en wat hy moet word. Jy gaan sien, ons moderne mans, ons soek hierdie leer, maar ons wil net nie die gelofte af lê van ek wy my hele toekoms aan u toe nie. Ons wil dit nie doen nie. Ons soek hierdie gerusstelling sonder die verantwoordelikheid. Ons soek hierdie hemelse bevestiging sonder dat ons 'n aardse gehoorsaamheid het. En ek sê nou vir jou, 'n verbond werk nie so nie. Die oomblik wat jy praat, nee, wat jy sê, hier is ek, as jy my sal onderhou, wat jy daai besluit neem, dan sê ek vir jou, is jy in 'n posisie waar jy totaal moes oorgegee het. Watter gelofte, gaan ek jou vra, het jy al ooit gemaak? Nee? Want jy kan dit sien, hierdie droom van die leer, verg van jou 'n reaksie, net soos wat hy dit van Jakob gevra het. Die gelofte is 'n ding wat hy aflê, is 'n ding wat 'n man definieer. Ek gaan nou vir jou 'n paar van hulle gee, wat jy dalk kon gebruik het. Want ek vra weer, watter gelofte het jy al ooit gemaak, wat jou iets gekos het? Praat nie van 'n droom nie, praat nie van 'n begeerte nie, praat nie van 'n gebed nie. Ek praat van 'n gelofte. Waar het jy 'n lyn getrek? Waar het jy 'n belofte verseël? Waar het jy by die punt gekom wat jy nie kan terugkeer omdraai nie? Jy kan sien dat Jakob hy op daai plek, daar by daai leer waar hy gedroom het, hou hy op om weg te hardloop van sy bestemming. En nou begin hy hardloop daarheen. Maar hy moet eers by daai volle draai maak, dis 'n draaipunt. Die hemel het gepraat en die man het geantwoord en hier begin sy identiteit, sy verbondsiteit. As 'n man nie 'n gelofte kan aflê nie, as jy nie 'n kommitment teenoor jou kan maak nie, gaan jy ook nie die destiny wat hy vir jou het, kan dra nie. Jammer. Wil jy vir jou dit sê? 7 seisoene van 'n man se lewe. 20 November 1998. Ek was by 'n retreat gewees. Ek het, as hulle 'n altarcall gedoen het ek seker 5 keer uitgegaan, want elke keer wat hulle dit gedoen het ek gedink, nee man, ek is nie behoorlik gered nie, kom ons doen dit weer. Ek het die naweek by die huis gekom en hierdie was 'n geskenk van my skoonma af, my verjaarsdag. En hoor nou net hierdie, waar kom commitment in? Waar kom die toewyding in? Ek gaan vir jou die gebed lees wat hulle hier noem 'n bekeringsgebed. Hy sê, Vader, ek wil voluit gaan vir u. Ek wil aan Yeshua uitverkoop wees. Ek sal gaan waar u ook al wil hê ek moet gaan. Ek sal doen wat u ook al wil hê ek moet doen.
en ek sal wees net wat U wil hê ek moet wees. Ek wil deur en deur vir Messias leef. Ek wil my toewy aan die evangelie van die koninkryk. Ek wil bekeer wees in my hart, my verstand, my dagboek en my beursie. Maak my 'n nuwe skepsel. Herbou en vernuwe my lewe. Plaas my in 'n nuwe seisoen tot U eer en verheerliking. Ek sal soveel van myself as wat ek kan oorgee aan soveel van U as wat ek kan verstaan. Ek bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Mense, ek sal gaan waar U wil hê ek moet gaan, ek sal wees wat U wil hê ek moet wees, ek sal doen wat U wil. Vader het vir my gewag. Dit was my Jacob's Ladder oomblik gewees, net daar. Vader eer commitment. Ek het daai gebid. Dis die laaste keer daai naweek wat ek dit gedoen het. Vader het my opregtheid gesien. Dis hoekom ek vandag hier is wat 25, 27 jaar later om met julle te kan praat. Omdat ek daai commitment gemaak het. Dis die tipe commitment wat Jakob gemaak het. Jy sien, hierdie is nie iets wat jy kan erf nie. Hierdie identiteit wat Vader vir jou het, is nie iets wat jy kan erf nie. Dis iets wat jy in besit moet neem. Hy wil hê jy moet dit in besit neem. So jy gaan sien, 'n seun ry nie op die pa se geloof nie. Met ander woorde, ek ry nie op oupa Abraham se geloof nie, ek ry nie op oupa Jitsak se geloof nie. Vader het my nou gekonfronteer, ek moet nou self begin bou aan hierdie verbondsverhouding, hierdie verbondsidentiteit wat Jahoua my Elohim vir my het. En ek sê vir hierdie is die punt waar die meeste mans faal, want hulle dink hulle identiteit is gekoppel aan dit bloed, die kultuur, die omgewing waarin hulle is, en dit word so aan hulle oorgedra. Dit is nie so nie. 'n Verbond loop nie in jou are nie. Dit loop in jou besluit. En Jakob het hier 'n besluit gemaak. Ek meen, Jakob is die ou wat die grootste denkbare geestelike stamboom het. Abraham, Jitsak, hy. Dis die 3 pilare, 3 verbonde, 3 bestemmings. Die pil wat Jakob hier moet sluk is dit. Niks van daai verbonde pilare en bestemmings maak van hom 'n verbondsman nie. Nie sy bloedlyn nie, nie sy opvoeding nie, nie sy pa se krag nie, nie sy oupa se gehoorsaamheid nie. Nie die stories waarmee hy groot geword het nie, nie die beloftes wat oor hom uitgespreek is nie. 'n Man word self die verbondsluiter wanneer hy self kies om gehoorsaam te wees. Kan jy sien waaroor dit gaan? Dit gaan oor 'n keuse. Nie omdat hy naby gehoorsame mense bly nie. Dis wanneer jy self kies om gehoorsaam te wees, wanneer jy shma, hoor en dit doen. Jy sien, baie mans kamoufleer hierdie geestelike passiwiteit onder hierdie geleende identiteit. Wel, ek het in geloof groot geword, weet, my pa was dit, en my pa het Jahoua gedien, en my familie was regverdig, en ek kom uit 'n goeie afkoms. Ag, ek het maar nog altyd die waarheid geken, jy weet. Dis die goedjies wat ons onsself vertel. En ek sê, so what? Jakob het ook nog altyd die waarheid geken, en dit het nie van hom 'n man gemaak nie. Erfenis is nie 'n identiteit nie. Dis potensiaal. En die potensiaal beteken net mooi niks, totdat 'n man dit nie opneem nie. Weereens, dis waar mans hulle self gaan flous. Selfbedrog in die ergste graad. Hulle dink volwassenheid kom outomaties met ouderdom. Hulle glo dat oortuiging outomaties is. Weet soos wat jy kennis opdoen. Hulle glo seën kom outomaties saam met jou calling, met jou roeping. Maar jou identiteit en jou verbond met jou is nie iets wat passiewe mans net kan ontvang nie. Het jy opgetel dat jou wat eers gewag tot Jakob hom kies en dat Jakob 'n verbondsverhouding met jou kies, terwyl daar geen rekord is dat Jahoua van tevore met hom gepraat het nie. Nee? Ons het dit gesê. So op hierdie punt in stadium weet Jakob net van Jahoua, hy ken hom nog nie, en so ek het vir myself gesê, ja, nou is hy moe vir die lewe in die stad, nou volg hy die wandelpad en hy is op pad Haran toe. Maar op pad Haran toe, op daai wandelpad, dan word hy geambush. Weet niemand anderster as die skepper van die hemel en die aarde nie. Hy moet vir Jakob alleen kry, dis presies wat by daai berg Moria gebeur. So, as jy in jou ware identiteit in die Messias wil leef, in jou verhouding tot Jahoua,
dan gaan jy jou eie identiteit moet konfronteer en konfronteer totdat jy bereid is om die regte identiteit in Yeshua te kies. Jakob kan nie meer langer agter Abraham se geloof skuil nie. Hy kan glad nie meer agter Isak se gehoorsaamheid wegkruip nie. Hy moet besluit, wees ek wanneer my nalatenskap van my weggeneem word? Wees ek wanneer ek alleen staan? Wees ek wanneer niemand my kan uithaal nie? Wees ek wanneer die gewig van die destiny net op my eie skouers rus? Jy sien, ja, jy het die erfenis, maar dit gee vir jou 'n fundament. Maar die identiteit is wat jy op daai fundament gaan bou, of dalk versuim om te bou. So, mans wat nie self van hulle eie identiteit bou nie, hulle blameer altyd hulle vaders. Altyd. Jy sien, die moderne man lief die idee van 'n generasie seun. Maar hy het absoluut die verantwoordelikheid om dit self voor te sit. Met ander woorde, hy verwag dat iemand anders dit vir hom gaan doen. Jy kan nie op jou pa se geloof in die toekoms inry nie. 'n Verbondsverhouding is nie 'n familieonderneming nie. Dis 'n persoonlike oorgawe. Jakob se gelofte, dit is, ek sal sekerlik dit doen. Sy gelofte merk die oomblik waarop hy ophou om die seun van 'n groot man te wees en self begin om 'n groot man te word. Belangrik. As 'n tyd wat jy moet ophou om die seun van 'n groot man te wees en begin werk daaraan om self 'n groot man te word. Hy het nodig om eienaarskap te neem van sy geestelike identiteit. Anders te gaan hy altyd in die skadu van beter mans leef. Jy wil nie dit doen nie. Nou, die verbond, Dan gewoonlik wanneer die jaloesie inskop. Ja. dis wanneer dit inskop. So, verbond, die verbond met die Almagtige, dit roep jou om uit daai skaduwee uit te kom. Jakob, ek is hier met jou. Ek gaan hierdie doen, ek gaan vir jou terugbring na hierdie plek toe. Sekerlik, nee. Vader roep jou uit daai skaduwee uit. Nee, hy wil hê jy moet die man word met wie hy bereid is. Hy jou wil met jou worstel. Jy gaan sien as hy hele 20 jaar wat hy by Laban deurbring is 'n worstelstryd en dan weer net voordat hy weer die land gaan terugbetree, dan is daar weer 'n worsteling. Is jy 'n man met wie Jahoua wil worstel? Ja, jy wil met Jahoua worstel, maar wil Jahoua met jou worstel? If not, why not? Jy sien, Jakob is 'n man wat optree, hy is nie iemand wat wag nie. Hy arriveer op 'n plek en hy verwyder onmiddellik die klip wat ander mense vermy het. Waarvan praat ek? Kom ons ontleed dit so 'n bietjie. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die land van die kinders van die ooste. En hy het gesien en kyk, 'n put is in die veld en 3 troppe kleinvee wat daarby lê. Want uit daardie put het hulle die vee laat drink en daar was 'n groot klip op die opening van die put. En as al die troppe daar by mekaar kom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op sy plek. Toe sê Jakob vir hulle, my broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord, ons kom van Haran. En hy vra hulle, ken julle vir Laban, die seun van Nahor? En hulle antwoord, ons ken hom. Verder sê hy vir hulle, gaan dit goed met hom? En hulle antwoord, dit gaan goed. En kyk, sy dogter Rachel het aangekom met die vee. En hy sê, kyk, die dag is nog lank. Dis nie tyd om die vee bymekaar te maak nie. Laat die vee drink en gaan heen, laat hulle wy. Toe antwoord hulle, ons kan nie voordat al die troppe bymekaar is nie. Dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die klein vee van haar vader aan. Want sy het hulle opgepas. Toe Jakob vir Rachel sien, die dogter van Laban, sy moeder se broer en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put. En hy laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer. En Jakob het Rachel gesien en sy stemverheffing geween. En Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seun van Rivka was.
Daarna het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom, en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Toe sê Laban vir hom, waarlik, jy is my been en my vlees. En hy het by hom 'n volle maand gebly. Daarna het Laban aan Jakob gevra, sou jy my verniet dien, omdat jy my broer is? Sê my wat jou loon moet wees. En Laban het 2 dogters gehad. Die naam van die oudste was Lea, en die naam van die jongste Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. 'n hele mond vol, nee. 'n hele mond vol wat ons sê dit. So, ek wil met jou praat wanneer 'n man se instink inskop. Hierdie toneel wat ons nou hier sien, dit getuig van 'n man se instink. Want hy kom by daai put aan en dan tref hy 'n groep mans aan wat net rond staan, hulle gesels, hulle aanskou, hulle talm, en hulle het nogal 'n verduideliking waarom, nog niks gaan nou gebeur nie. Klink dit vir jou bekend? Want behoort dis reg die geestelike toestand van meeste mans. Hulle weet presies wat gedoen moet word, maar hulle wag dat iemand anders se eerste moet beweeg. Hulle wag vir goedkeuring, hulle wag vir toestemming. Hulle wag vir die ideale tydsberekening. Miskien 'n duideliker teken. Minder weerstand. Meer ondersteuning. Iemand wat dapperder is. Iemand wat sterker is, kan jy sien. Maar Jakob wag nie. Nou hierdie skaapwagters kom met daai verskoning, sê, dit is nog nie tyd nie, die ander is nog nie hier nie, ons kan nie die klip wegrol nie, ons wag vir almal. Jy sien, passiewe mans regverdig altyd hulle passiwiteit, maar Jakob, hy's uitgeput, hy's alleen, hy's vuil van die reis. Hy het geen status nie, hy het geen bondgenote nie, hy het nie 'n stam wat hom kan ondersteun nie. Hy stap na daai klip toe en hy doen die ding wat elke man vermy. Hy vra nie toestemming nie, hy stig nie 'n komitee nie, hy wag nie vir konsensus nie. Hy kyk nie of almal dit gaan goedkeur nie, hy oorweeg nie of die oomblik ideaal is nie. Hy tree net doeteenvoudig op. Dis die verskil tussen 'n man van die verbond en 'n man wat net spasie opneem. Sal dit weer, nee. Jy sien, wat help dit dat jy krag het, sonder dat jy inisiatief het? Want ek gaan nou met jou praat oor man wees en inisiatief. Wat help dit? Wat help dat jy die krag? Jy het inisiatief? Dis nutteloos. Ek kan vir jou sê dat kennis sonder inisiatief is irrelevant. Wat help dit? Jy het die kennis, maar jy gebruik dit nie. Daar's geen inisiatief wat daaruit voortvloei nie, dan raak dit irrelevant. Net so, jy mag dalk 'n roeping hê, maar sonder die inisiatief om daai roeping uit te voer, is jou roeping net so nutteloos. Jy sien, jou werk nie saam met manne wat op die kantlyn sit nie, né? Verstaan jy wat ek sê? Hier is 'n pil wat bietjie moeilik is om te sluk, en ek sê dit met liefde. Die meeste mans is nie passief omdat hulle swak is nie, hulle is passief omdat hulle bang is vir verantwoordelikheid. Dit is makliker om terug te hang en te wag as om in te spring en op te tree, want as jy optree, is jy daar buite, jy is blootgestel vir almal om te kan sien. Lig jy daai klip op? Boom! Nou weet die mense of jy sterk is of nie. As jy leiding neem, dan sien mense dat jy bekwam is. As jy praat, dan hoor mense hoe jy 'n oortuiging het. As jy staan, dan weet mense waar jy staan. En as jy jouself tot iets verbind, dan sien mense dat jy deurdruk. Jy sien, passiwiteit is soos 'n knus skuilplek vir onsekere ouens, maar dink nou 'n oomblik aan Jakob by die put. Hy ontbloot elke ander man deur net te doen wat gedoen moes word. In een dapper beweging hanteer hy wat hulle nie eers wou probeer nie, en kry dit nou. Hy het nie eers geweet dat Rachel kyk nie. Dis nie vertoning vir optrede nie, dit was net wie hy was, sy ware wese. Dis die kern daarvan. 'n Man van die verbond handel vanuit sy binneste, uit wie Jahwe hom gemaak het om te wees. Nie om ander te beïndruk nie. Wat dink julle? Kom ons kou daaraan hierdie Shabbat en dink so 'n bietjie daaroor. Jy sien, die oomblik wat 'n man sy eerste skuif maak, dan openbaar hy sy ware identiteit. Mans hou daarvan om oor leierskap en vrymoedigheid, boldness en moed en roeping en so te praat.
Maar dis die ou wat optree, die ou wat eerste optree, is hy wat eienaarskap neem van daai situasie, van die ding wat moet gebeur. En hierdie een oomblik bewys iets verstommend eenvoudig vir my en jou. Die meeste mans weet wat gedoen moet word, hulle ontbreek net die moed en die wil om die een te wees om dit te doen. Jakob is nie die sterkste man daar nie, hy is net bloot die een wat onwillig was om agter verskoningsweg te kry. 'n Man van die verbond wag nie dat alles perfek in lyn is vir hom om op te tree nie. Hy sien 'n ding moet gedoen word, hy stap doelgerig en hy neem die besluit hoe om dit in lyn te bring. Hy skep daai momentum, hy skep die situasie waar gehoorsaamheid en inisiatief toegepas kan word. Hy hoor, hy vat, hy doen. En omdat hy dit doen, sy sien dat in die hemel reageer Jahoua op daardie tipe man. Op 'n manier wat hy nooit teenoor 'n passiewe persoon sal reageer nie. So inisiatief openbaar letterlik die man. Ek sê jou, weet, wat jy doen sonder jy gevra word, openbaar wie jy werklik is. Wys my jou huis en sê jou, wie sê hy? Ek dink die mees universele leen wat mans die meeste oor hulle self glo is dit. Ek sou leiding neem as iemand my gevra het. Nee, as jy gevra moet word, is jy nie die regte leier nie. Jy is net iemand wat reageer op wat ander sê. Met ander woorde, jy reageer net op iemand anders se leiding. En sulke reageerders, hulle skep nooit daai diep verbondsgeskiedenis nie. Hulle maak nie blywende verskil nie. So ek sê, mans praat maklik daaroor hoe heldhaftig hulle kan wees, maar diep binne in hulle wil hulle hê daar moet iemand anders te wees wat die eerste stap gaan neem en die oomblik gaan begin. Mans is selfs mal oor die idee van 'n geestelike diepte, maar hulle wag altyd dat iemand anders hulle na daai hoër vlak oproep. Mans hou van die gedagte van verantwoordelikheid, maar hulle sit en wag vir toestemming voordat hulle dit self aanvaar. Jakob is nie so diep uit nie. Dis die ongemaklike waarheid, mense. Inisiatief is die ekstraal van 'n man se siel. Dit wys wie en wat hy regtig is, onder al hierdie praatjies, onder al hierdie drome en hoe hy homself sien. Voordat enigiemand hom gevra het, Jakob daai klip weggerol. Hy het net vorentoe getree, niemand het hom genê nie, niemand het vir hom gesê, dis die regte timing nie, wat hy gedoen het. Maar ek heb julle sê, elkeen wat daai oomblik gesien het, toe hy optree, het dit raak gesien. Dis die verskil tussen 'n man wat wag en 'n man wat beweeg. Jakob kon beweeg. Weer eens, hy het nie opgetree om indrukwekkend te wees nie. Hy het opgetree, ook nie eers omdat Rachel daar was nie, het was net instinktief. Waar kom my instink vandaan? 'n Man se instink word gevorm deur jare se keuses, nie deur oomblikke van emosie nie. Het nie gewag vir die regte oomblik nie. Nou, ek moet sê, ek het 'n term wat ek altyd gebruik en ek sê, weet, mense keer terug na 'n default mode en nou soek ek 'n Afrikaanse woord daarvoor en ek hoor nou, dit is nou 'n versterkmodus. Jy sien, wie jy is wanneer jy onder druk is. Nee? Hoe gaan jy optree? Kom ons sê, default modus, dit beteken dat die natuurlike outomatiese manier waarop jy optree of reageer in die lewe, sonder dat jy ekstra moeite doen om te verander. Met ander woorde, dit is my default modus waarna toe ek teruggaan. So dit is wat jy normaalweg van nature opwag, eerder as wat jy inisiatief geneem. Jakob se default modus om instinktief 'n ding te doen. Al daai skaapherders en wagters en wie ook al daar was, hulle default mode was, ons wag totdat iemand anders die leiding neem. Dis eintlik waar dit neerkom. Ons wag. Is jou default mode om te wag dat iemand anders die leiding neem, of is jou default mode, ek doen, ek vat, ek doen, ek kry die goed in plek. Dis wie ek is. Goed. So, wat hy van natuurlike doen, is wie hy werklik is. Dis wie jy werklik is. As jy natuurlik wag, dan is jy passief. As jy van nature 'n geneigtheid het om te huiwer, dan is jy onseker. As jy van nature 'n geneigtheid het om dinge te vermy, dan is jy vreesagtig. En as jy natuurlik kyk hoe ander optree, jy het 'n geneigtheid om 'n toeskouer te wees, dan is dit presies wat jy is. Jy is 'n volger, jy is 'n toeskouer. Maar weer eens, as jy van nature aksie neem, is jy 'n leier.
dan is jy verbondsmateriaal. So ek sê weer, inisiatief is nie 'n enkele gebeurtenis nie, dis 'n patroon in jou lewe. Die man wat net optree as hy gevra word, is 'n dienaar. Die man wat optree voordat hy gevra word, hy's 'n seun van die verbond. Dienaars het instruksies nodig. Seuns dra die verantwoordelikheid. Dis wat Jakob hier tentoonstel. Jy sien, 'n man sonder inisiatief is nie regtig 'n baie goeie verbondsuitvoerder. Laat daai net so 'n bietjie insink. Jy sien, as jy die hele tyd moet wag vir iemand om leiding te neem of wat ook al, dan gaan jy nie sommer Vader se verbond uitvoer nie. Dis van ons aan. Verbond vra optrede wanneer niemand jou aanmoedig nie. Dat jy aksie neem voordat iets duidelik word. Dat jy na vore tree voordat jy waarskynlik heeltemal sekerheid het. Dat die regte ding gedoen word wanneer niemand kyk nie. Dat die laste gedra word wanneer niemand sien wat jy doen nie. Dat jy net aanhou en aanhou bou sonder dat jy applaus kry daarvoor. Dat jy aanhou om te beskerm wanneer niemand anderste die gevare raak sien nie. Dit word geval van jy lei wanneer niemand vir 'n leier gevra word nie. En mans wat wag vir instruksies, bly hulle hele lewe lank seuns. Hulle word nie manne nie. Selfs as hulle ouer word, selfs as hulle kennis opbou, selfs as hulle die skrif uit hulle kop uit ken, né? Om inisiatief te neem is 'n teken van volwassenheid. Dis wat ons sien. So manne wat die wêreld verander, wie is hulle? Wie is daai manne? Is dit die mans wat weier om te wag vir iemand anders om die werk te doen? Ons het gesien, Jakob se identiteit as 'n verbondsbouer het begin die oomblik toe hy opgetree het. Nie toe hy die beloftes ontvang het nie, nie toe die hemel oopgegaan het nie, nie toe hy die droom gehad het nie, nie toe hy geestelik genoeg gevoel het nie. Sy identiteit is nie in 'n bonatuurlike ontmoeting gesmee nie. Het jy gesien, die oomblik toe Jakob daai klip wegrol, toe neem hy eienaarskap van die put, en die put is die plek van die lewende water, en hy gaan lewende water verskaf, ongeag ander se passiwiteit, ongeag wie anders kyk. Kan jy sien, dat dit is 'n rol, dis 'n prentjie van, hy gaan die Torah daar versprei. 'n Torah man, nee, ons het verlede week gepraat oor die putte. Daai put is verteenwoordiging van die verbondsreëls, en Jakob gaan die hele Laban se huis daai teenwoordigheid laat voel. Dit klink eenvoudig, want dit gaan 20 jaar vat, né? Jy gaan sien, daar gaan baie dinge in daai 20 jaar gebeur. Kom ons kyk. En Jakob het Rachel liefgehad. Daarom het hy gesê, ek sal die 7 jaar dien vir Rachel, die jongste dogter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as dat ek haar aan 'n ander man gee. Bly by my. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Toe sê Jakob vir Laban, gee tog my vrou, want my dienstyd is om, dat ek by haar kan ingaan. Daarna het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring, en hy het by haar ingegaan, en Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea as slavin, en die volgende oggend kyk, daar was Lea. Net voor die oggend. En kyk, daar was Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? En Laban antwoord, dis is hier by ons nie die gewoonte om die jongste dogter voor die oudste weg te gee nie. Hou die volle bruilofsweek met haar, dan sal ons jou die ander een ook gee vir die diens, wat jy nog 7 jaar by my moet voltooi. En Jakob het so gedoen. Hy het die volle bruilofsweek met haar gehou. Toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou. En Laban het dan sy dogter Rachel sy slavin Bilha gegee, as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan, en Rachel ook meer lief gehad as Lea.
en hy was by hom nog 7 jaar in diens. En nou dop. En toe Jahoua sien dat Lea die nie geliefde was, het hy haar skoot geopen. Maar Rachel was onbevrug, en Lea het bevrug geword en 'n seun verwek, en hom Reuben genoem, want sy het gesê, gewis, Jahoua het my ellende aangesien, want nou sal my man my lief hê. En sy het weer bevrug geword en 'n seun verwek en gesê, gewis, Jahoua het gehoor dat ek die nie geliefde is en my hierdie een ook gegee, en sy het hom Simeon genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun verwek en gesê, nou eintlik sal my man aan my geheg wees, omdat ek vir hom 3 seuns verwek het. Daarom het sy hom Levi genoem. En sy het weer bevrug geword en 'n seun verwek en gesê, hierdie keer sal ek jou loof. Daarom het sy hom Jehuda genoem, en sy het opgehou met kinders verwek. Weer eens is hierdie nou 'n mondvol. Ek kan seker 2 maande net oor hierdie gedeelte praat weer. Net oor hierdie gedeelte. Maar wat sien ons hierso? Ons sien hierso liefde, ons sien arbeid en ons sien 'n bedrieglike substituut. 7 jaar van toewyding en 'n wrede misleiding. Jy sien, hierdie is die oomblik van wat die sprokie beëindig. Jakob het vir 7 jaar lang, 7 volle jare met 'n absolute fokus vir Rachel gewerk. Omdat nou dit was 'n romantiese ding. Wie kan sien dat Jakob met absolute toewyding en passie te werk gegaan het? Maar toewyding is nie dieselfde as jou destiny nie. En passie is ook nie dieselfde as verbond nie. Jy kan dit nou sien. Die nag wat hy hierdie uiteindelike vreugde verwag, word hy wakker in vernedering. Die bedrieër word bedrieg. Die planmaker is oortref deur 'n meesterplanmaker. En jy moet jouself afvra, maar was Jahoua hierby betrokke? Jy gaan sien dat hy wat Jakob is, die strateeg, hy word uit oorlê. Die slim man word deur 'n slimmer man getrek. En hoekom het dit alles gebeur? En ek sê vir jou, as jy uit die oog uit gaan verloor dat Jakob 'n eerstgeboortereg en 'n seun van sy pa gekry het, dan jy weet dat Esau sou met Lea trou. Dit was die plan. Maar Esau het dit nie opgeneem nie, want hy het nie meer eerstgeboortereg gehad nie, ook nie meer die seun nie. En dit is inbegrepe in die antieke nabye ooste, dat die eerstgeborene met die ander eerstgeborene gaan trou. So daai Lea switch was nie 'n romantiese transaksie nie. Jy trou eers, en dan leer jy romanse. Kan jy sien hoeveel keer het sy gesê, miskien sal my man my dan lief hê, miskien sal my man my dan lief hê. Weet, so iets verwag soos wat Jitsak gedoen het met Rivka. Onthou net dit, 'n huwelik was van die begin af 'n verbond. So, Jakob is bedrieg met sy huweliksmaat, of so dink hy. Want Laban was die uitvoerder van hy bedrieglike aksie. Maar jy moet vir jouself die vraag kan vra, waarom het Jahoua hierdie toegelaat? En waarom het hy so dikwels Lea, die ware verbondsmoeder, sy skoot oopgemaak, dat sy soveel kinders vir Jakob gebaar het? Sy het eiehandig meer gedoen om die volk van Israel tot stand te bring as wat Rachel kon droom om te doen. Wat sê hierdie vir jou? Jou verbond word hoër geag as jou romanse. Die verbond wat jy aangegaan het, jou eerstgeboortereg, jou seun, en jou commitment wat jy op die berg Moria gemaak het na die leerdroom, dis verbond, dit word hoër geag as enige romanse. Jy moet weet, as 'n romanse gekwyn het, dan beter daar 'n verbondsverhouding oorbly, anders gaan hy huwelik dit nie maak nie. En weer eens 'n harde waarheid, jy moet baie mans swaar aan gaan kou en bietjie gaan sukkel om dit afgeslip te kry, is die volgende. Jou sterkpunt is nie genoeg om jou teen jouself te beskerm nie. Laban is die een wat Jakob se blinde kolle openbaar. Die man wat so op 'n slimse wyse die eerstgeboortereg en die seun by Esau gekry het, nou word hy deur sy skoonpa gemanipuleer. En dit is nie wraak nie, dit is 'n regstelling. Jahoua gebruik Laban om Jakob uit te sorteer. Verstaan daai ene, né?
Ek meen, hy kon dood eenvoudig sê, nee, ek sien wat in hierdie tent aangaan, ek stuur 'n bliksemstraal en ek haal vir Lea uit, want dit is nie wat op ooreen, hy doen nie dit nie. Jahwe eer die verbonde wat reeds in plek was, bo die romanse. Hierdie man wat die rangorde, dis 'n Jakob wat sy rangorde by sy broer verbreek het, so hy moes dood eenvoudig met die eerste dogter trou. En nou die vraag wat elke man moet beantwoord. Wat doen jy wanneer die gevolge van jou dade jou uiteindelik inhaal, jou vasvang? Jy sien, jy gaan gestuur word om die smeltkroes te gaan verduur. En jy sal sien, dis presies wat Jakob doen. Hy hoor hierdie ding, hy konfronteer sy pa en hy sê ek sal vir jou na 7 dae die ander ene ook gee en hy aanvaar dit net, hy doen dit net. So hy verduur net dood eenvoudig dit wat Laban vir hom sê. Hy onderhandel nie. Hy verduur elke moeilikheid wat na sy kant toe kom totdat daai moeilikheid die knie voor hom gaan buig. Jy sien dat hierdie omreiling van die bruid, dit word die smeltkroes waar Jakob se karakter gesmee word. Wanneer jy begin sien hoe hierdie vrouens met mekaar interaksie het, dan kan jy sien, hy wat Jakob is, word getoets. Hy word vreeslik getoets. Hy word gevorm met sy rol as 'n man, nie in 'n romantiese oomblik nie. Hy word getoets in sy rol as 'n man in 'n oomblik van verraad. Dit is so dat die meeste mans sal daai destiny van hulle bereik sonder dat hulle deur so 'n tipe smeltpunt moet gaan. Maar die Torah wys ons dis normaalweg nie wat gebeur nie. Abraham moes baie dekades wag vir 'n seun. Jitsak was amper 'n offerande gewees. Josef het jare se tronkstraf uitgedien. Dawid het hoeveel jare in ballingskap deurgebring. Moshe was 40 jaar in die wildernis. So hierdie vernedering van Jakob, dis alles deel van die dinge wat sy karakter gaan shape. En ek kan nou vir sê, as 'n reël, as jy hierdie smeltkroes ontweier, staan jy goeie kans om jou kroon te verloor. Jakob was baie lief vir Rachel, maar hy het verbond by Lea geleer. Hoor nou wat ek jou sê. Hy was lief vir Rachel, maar verbond het hy by Lea geleer. Sy verteenwoordig die deel van 'n man se reis waarvoor hy nooit gevra het nie. En wat tog die plek word waar Jahwe die vermeerdering wegsteek. Vandag kom mans en hulle verwerp enigiets wat hulle nie self gekies het nie. Hulle stap net weg van moeilikheid af. Hulle sal enige vorm van teenspoed sien as 'n teken dat dit buite God se wil is. Hulle stel ongemak gelyk aan misleiding. Hulle behandel lojaliteit as opsioneel. Maar verbond word nie op begeerte gebou nie. Dit word op volharding gebou. En dit is wat jy moet doen wanneer jou verwagtinge in duie stort, wanneer jou planne misluk, wanneer jou opofferings nie beloon word nie, wanneer jou goeie bedoelings 'n terugslag veroorsaak, waarvoor die ding waarvoor jy gewerk het, pyn word in steede van die plesier wat jy gedink het dit sal, né? Jy sien, al hierdie dinge bou jou werklike identiteit. Jakob word 'n verbondsman reg hier, nie omdat hy geseën is nie, maar omdat hy geweier het om te breek onder 'n las wat hy nie gekies het nie. Dis iets om ernstig oor te dink. Baie mans jag roem daar. Jahwe vra uit en vermoë, en net een van daai twee stellinge gaan 'n hartsvader skep, en dit is dit wat Jahwe vra. Jakob, ek vra uithou vermoë van jou. Dit is die harde waarheid. Hier is 'n waarheid wat baie mans weer eens gaan sukkel om aan te kan. Swak mans stort in duie. Onvolwasse mans ras, hulle word woedend. Trotse mans trek terug. Gebroke mans blameer. Sagte mans maak die hele tyd verskonings. Jakob doen niks van hierdie goed nie. Hy doen niks van dit nie. Hy doen byna niks wat 'n moderne man verdien nie. Wat doen hy? Hy hou net aan werk, hy hou net aan bou, aan hierdie verbond wat Jahwe hom gegee het. Hy hou aan werk, hy hou aan bou, hy dra die onreg sonder om te breek, hy verduur die prys sonder om te kla, hy aanvaar die swaar las in plaas daarvan om te vlug. Nog 7 jaar.
in daai 7 jaar, daar's nie enkele rekord dat hy gekla het nie, nie een klagte nie, nie een toespraak van selfbejammering nie, nie een eis vir bietjie simpatie nie. Kan jy sien, in hom word 'n verbondsveerkragtigheid gebou. Wil jy weet wat is die verskil tussen mans wat bou op die nalatenskap en die wat net dood eenvoudig deur die siklusse gaan? Dit is die volgende, jy het dit gekies, voer dit deur. Jou verantwoordelikheid hou nie op omdat jy verontreg is nie. Dis waar die man en die seuns van mekaar geskei word. Nee? Die ouens wat so emosionele oorlewendes is, wat so net kan. Jakob het nie die bedrog gekies nie, hy het nie vir Lea gekies nie, en hy het nie vernedering gekies nie. Hy het nie pyn gekies nie, hy het nie 7 jaar gekies nie. Hy het bly kies die verbond. En wanneer jy die verbond kies, verloor jy jou reg om jou verantwoordelikheid te abandoneer, om dit te verlaat. Wanneer jy verantwoordelik moet wees en dit jou ongemaklik laat. Jy kan nie net wegstap van die realiteit van jou situasie, omdat dit nie jou verwagtinge ontmoet nie. Jy het gekies, jy moet deurvoer. Nee? Almal hou van verantwoordelikheid, totdat daai verantwoordelikheid seer maak. Dit jou slaap kos, jou reputasie kos, jou gemak kos, jou tyd en jou ego daarmee heen is, en jou swakhede ontbloot word, wanneer jy by 'n plek kom waar jy net wil uit. Sorry, jy het die verantwoordelikheid geneem, jy moet deurdruk. Dis waar die verbondsrealiteit inkom. Dis nie 'n gevoel nie, verantwoordelikheid is nie net 'n emosionele gevoel nie, dis 'n mantel wat jy dra. Dis absoluut 'n mantel wat jy dra. Verantwoordelikheid kan jy nie ontsnap nie. Verantwoordbaarheid is jou deel van dieselfde mantel. Die moderne mans laat verantwoordelikheid hulle laat vaar dit net, omdat hulle dit met voorkeur verwar. Hulle dink 'n verantwoordelikheid is opsioneel. Hulle dink die toewyding kan hulle heronderhandel. Hulle dink as 'n ding te moeilik is, dan regverdig dit hulle as hulle onttrek daaruit. Nee? Ja, weet jy, baie kry ek dit, mense wat my sê, God het gesê, God het gesê, God het gesê, en dan wanneer jy hulle daarmee konfronteer, dan bring dit hulle op 'n punt waar God nou skielik nie meer so gesê het nie. Weet jy wat? Ons moet nie so ligtelik met dit wat Vader gesê het omgaan nie. Mans dink, as hulle overwhelmed is, dan is dit 'n goeie verskoning om te kan onttrek. Hulle dink, teleurstelling maak hulle plig ongedaan. Maar verantwoordelikheid is nie gekoppel aan hoe jy voel nie, dis gekoppel aan wie jy is. Hy wat Jakob is, hy kon gevlug het, hy kon geveg het, hy kon wraak gesoek het, hy kon in selfbejammering verval het, hy kon sê, ek los hierdie geestelike, ek vat nou 'n exit hier, hy kon net loop, hy kon Jehovah van 'n onreg blameer het, maar hy doen dood eenvoudig net niks daarvan nie. Hy dra wat sy deel is om te dra. Selfs wanneer dit nie regverdig is nie. Selfs wanneer dit nie sy skuld is nie. Selfs wanneer dit hom breek. Selfs wanneer dit hom verander. Selfs wanneer dit hom iets kos. Wil jy weet wat is die verskil tussen 'n man van die verbond en 'n gewone man? Gewone manne veg vir hulle regte. 'n Verbondsman veg nie. Hy neem net verantwoordelikheid. Hy hou net aan bou. Seuns word bitter, maar mans word beter. Seuns wag dat iemand hulle moet red, maar die man staan op en hy gaan voort met die werk. Die bitterheid van Lea se nag het Jakob nie van sy leierskap vrygestel nie. Die onreg van Laban se skelmstreek het hom nie van sy verbintenis onthef nie. Die skok van verraad het hom nie passiwiteit verskoon nie. Die pyn het hom nie toestemming gegee om in duie te stort nie. Ek sê weer, die meeste mans vandag breek onder die druk van iets veel kleiner as dit. 'n moeilike huwelik, 'n teleurstellende werk, 'n finansiële terugslag, 'n onvervulde verwagting. En wat doen hulle? Hulle trek dan terug. Hulle onttrek, hulle doen dinge om hulle self te verdoof. Hulle hou aan talm, hulle blameer. Maar jou verbondsverantwoordelikheid buig nie voor jou emosionele self nie met klagtes nie, nie met selfbejammer nie, nie met ek verdien dit nie, dis te veel nie, niemand verstaan my nie. Verbondsmanne wag nie vir krag nie.
Hulle genereer self daai krag deur hulle gehoorsaamheid. Het is belangrik dat jy daarin sal stap soos 'n man. En toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders verwek nie, het Rachel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê, gee vir my kinders of anders sterf ek. Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van Elohim wat die vrug van die skoot aan jou onthou het? En sy antwoord, kyk my slavin Bila, gaan by haar in, dat sy op my knieë kan verwerk en ek ook uit haar gebou kan word. Daarna het sy aan hom haar slavin Bila as vrou gegee en Jakob het by haar ingegaan. En Bila het swanger geword en vir Jakob 'n seun verwek. Toe sê Rachel, Elohim het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem. En Bila, die slavin van Rachel, het weer bevrug geword en vir Jakob 'n tweede seun verwek. Toe sê Rachel, ek het bo menslike worstelinge met my suster geworstel en ook oorwin, en sy het hom Naftali genoem. En toe Lea sien dat sy opgehou het met verwek, neem sy haar slavin Silfa en gee haar aan Jakob as vrou. En Silfa, die slavin van Lea, het vir Jakob 'n seun verwek. Toe sê Lea in menigte en sy het hom Gad genoem. Daarna het Silfa, die slavin van Lea, vir Jakob 'n tweede seun verwek. Toe sê Lea, ek, geseënde, want die dogters sal my as geseënd prys, en sy het hom Asher genoem. Nou, kom ons praat net so 'n bietjie, jy weet, oor jaloesie, onderhandelinge en huishoudelike chaos. Jy sien wat Rachel is die een wat seuns eis. Jakob het jy gesien, hy ontplof teenoor sy geliefde nogal. En dan het ons gesien dat Bila en Zilpa, hulle betree ook na hierdie toneel. En jy sien, hierdie is 'n afdeling waar swak mans gaan breek, dit is hier waar dit nodig is dat leierskap baie skoon moet wees. Rachel skree in jaloesie, Lea veg vir erkenning. Bila en Zilpa, hulle word deel van hierdie emosionele hefboom wat nou in hierdie slagveld ingegooi word. Jy gaan sien, die kinders word 'n simbole van oorwinning in plaas van seëninge. Hierdie hele toegeneentheid, ek noem dit toegeneentheid, maar die reg om by Jakob te slap, word onderhandel soos 'n marktransaksie. Niks hier is onder beheer nie, niks is heilig nie, niks is eenvoudig nie, alles is net druk, dis 'n geraas, dis eise, dis onsekerheid, dis wisselvalligheid. Dit is presies hier waar 'n man se ware krag blootgelê word. Want meeste mans gaan dink dat leierskap is om in beheer te wees wanneer dinge kalm is. Maar ek kan nou vir jou sê dat jou verbondsleierskap word in die storm gekweek, in die chaos, in al hierdie irrasionele oomblikke, in al hierdie emosionele ontploffings, in die seisoene waar dinge niks saak maak nie. En almal rondom jou is besig om op die een of ander manier te reageer. Jy sien, weer eens, 'n verbondsman word nie in vrede gevorm nie. Hy word gevorm wanneer hy 'n spanningsvolle tyd ingaan. Soos ek sê, Rachel sak in mekaar van jaloesie. Lea sak in mekaar onder verwerping. Jakob stort onder druk. Weet, hy kry hierdie druk en hy bars uit, is ek in die plek van Elohim? Hierdie uitbarsting is 'n waarskuwingsteken. 'n Man wat so ontplof is nie 'n man wat beheer het oor homself nie. Ja, Rachel se eis was onredelik, ja, die situasie was onregverdig, die druk was intens. Maar jy gaan sien dat die leierskap word nie gedefinieer of jy geregverdig is in jou reaksie nie. Dis hoe jy jou huis hanteer. En hier is die eerlike waarheid. As die man nie die bron van stabiliteit in sy eie huis is nie, dan versterk hy daai chaos. Dis wat Rachel se onsekerheid aan hom gedoen het, Lea se desperaatheid. Nee? Jakob is besig om te verdrink in 'n emosionele anargie. Ons dink altyd, hoe so 'n wonderlike storie. Maar hy is besig om te verdrink in hierdie situasie, want hy het hierdie twee vrouens, en hy het hierdie twee byvrouens, en hy het hierdie kinders, en hy het 'n skoonpa wat hom bedrieg, en voortdurend sy loon verander. Jy sien, kan jy dink, hoekom probeer meeste mans hierdie verantwoordelikheid ontsnap?
Waarom sluit hulle af? Waarom trek hulle terug? Waarom raak hulle stil? Hulle sê vir hulle self, ek wil nie beklei nie, wil dit nie erg, ek wil net vrede hê man, ek wil net vrede hê. Maar dit, sê ek nou vir jou, is abdikasie. En abdikasie is die deur waar chaos inkom. En ek sê vir jou, die plek waar ons groot geword het, jy weet, ek het daai ding gesien gebeur. Manne het op die kerkbanke gaan sit en hulle het geabdikeer. Hulle het dit eenvoudig gaan abdikeer. Hulle het hulle koning, priester en profeetskap het hulle geabdikeer. As gevolg van sulke goed. Ek meen, hierso sit jy met 'n situasie dat Rachel en Lea hulle onderhandel intimiteit, soos 'n slagveldstrategie, né? En hoekom doen hulle dit? Omdat Jakob is nie in beheer van die emosionele en die geestelike orde in sy huis nie. En mans blameer dikwels die vrou vir hierdie chaos, maar daar's 'n dieper waarheid as dit. Wanneer hy homself nie kan reageer nie, kan hy nie sy huis regeer nie. Ek sê dit weer. Wanneer 'n man nie homself kan regeer nie, dan kan hy nie sy huis regeer nie. Rachel se jaloesie, Lea se onsekerheid vererger albei, omdat Jakob se leierskap is reaktief, nie proaktief nie. Met ander woorde, hy laat nie dinge gebeur nie. Hy reageer net op dit wat gebeur. Wie van ons weet nie dat dit is 'n resep vir konflik nie? Dis regtig, jy kan nie lei as jy vrees nie. Jy kan nie lei dit wat jy vermy nie. Jy kan nie lei dit wat jy verwyd nie. Jy kan nie lei wat jy oorweldig voel nie. Nee, maar jy kan sien in dit alles word Jakob opgelei pynlik. Dis 'n pynlike opleiding. Want om 'n nasie te lei is nie 'n vreedsame familie nie. As hy nie Rachel se jaloesie kan hanteer nie, hoe gaan hy 12 seuns met 'n mededingende destiny elk hanteer? As hy nie die huishoudelike emosies kan hanteer nie, hoe gaan hy stamkonflik hanteer? As hy homself nie kan regeer nie, hoe gaan hy 'n verbondsvolk kan regeer? Kan jy sien, Vader is in hierdie ding. Die chaos van hierdie huis is die opleidingsterrein vir die nasie wat Jakob is verwek. Dit is hoekom die meeste mans in leierskap misluk. Hulle dink chaos diskwalifiseer hulle. Maar Jahwe gebruik die chaos om hulle te vorm. Hy straf nie vir Jakob nie, hy berei hom voor. Hy verneder hom nie, hy maak nie van hom volwasse. Hy breek hom nie, hy bou 'n ruggraat in hom in. En die boodskap vir die mans is dood eenvoudig. Hou op om gemak te verwag. Begin om te verwag dat jy verantwoordelikheid neem. Leierskap is nie bewys in die droom of in die visie nie. Dit word bewys in hierdie deurmekaar harde, emosionele, onredelike oomblikke van 'n werklike verbondslewe. Dis waar jou leierskap inkom. In real time, neem leierskap op. 'n Man wat homself nie innerlik kan bestuur nie, sal deur ander bestuur word. Hoor wat ek jou sê. Emosionele reaktiwiteit in steede van proaktiwiteit is nie leierskap nie. Weereens, baie mans dink hulle is sterk, omdat net totdat die lewe vir hulle wys, dat hulle krag is net onopgeleide emosie wat 'n manlike basketjie dra. As jy nie jou innerlike wêreld kan regeer nie, gaan iemand anders jou regeer. Rachel se jaloesie heers oor Jakob. Lea se onsekerheid heers oor Jakob. Die huishoudelike spanning heers oor Jakob. Druk beheer vir Jakob. Vrees regeer vir Jakob. Reaksie regeer hom. Dis nie leierskap nie, dis 'n emosionele slawerny. So 'n man sonder interne beheer word die gijslaer van emosie. Hy word getrek, gestoot, hy word geprovokeer, hy word gemanipuleer. Nee, deur elke klagte, elke vrees, elke eis. Want intern het hy nie 'n troon nie, hy het net chaos, en wat moet hy doen? So, leierskap is nie net wat jy aan die buitekant doen nie. Jy moet vrede in jouself skep. Want 'n man wat homself nie kan reguleer nie, kan nie iemand anders lei nie. Weereens, dit begin met wat jy aan die binnekant regeer. 'n Man sal innerlik ineenstort. Uiteindelik. En van buite gaan sy huwelik, sy ouerskap, sy roeping, sy bestemming, gaan dit alles in mekaar inval. Hoekom?
Hulle dink altyd die probleem is die vrou, dis die omstandighede, die gebrek aan ondersteuning, die finansies, stresvlakke, maar in werklikheid, nee, het hy nie 'n troon van waar hy oor sy emosies regeer nie. Ons sien dat Jakob is 'n uitbarsting, is 'n bewys dat hy eintlik sy interne beheer verloor het. En baie keer verwar mans hierdie uitbarstings met krag. Hulle dink hulle woede is 'n beslistheid, is 'n oortuiging. Nee, toe nou nie. Die man wat homself verloor wanneer 'n ander hulle self verloor, is nie 'n leier nie. Hy is net 'n spieël. Hy versterk net die chaos. Hy word die chaos. En hierdie chaotiese man kan nie 'n verbondsverhouding hê nie. Hy kan nie 'n verbondshuishouding lei eers nie. Nou gaan ek die belangrike punt maak uit hierdie hele ding uit, en dit is dit. Mense sou gedink het, Jakob het daar vir die leertyd en hierdie uitdruklike instruksie gekry. En dan net gaan kry vir mevrou gaan terug huis toe en alles sal 100% wees. Maar Jakob, vader weet dat vader Jakob, hy weet dat hy kan nie vir Jakob onmiddellik verhef nie. Want hy is nog steeds 'n man wat deur reaksie gevorm word in plaas van vasberadenheid. Jakob sal nie vir 'n man meer grondgebied gee as wat hy intern kan regeer nie. So hierdie 20 jaar, al hierdie dinge met hierdie huishouding, met hierdie kinders, met hierdie byvroue, die hele lot, is Jakob besig om te slyp aan Jakob se karakter. So as jy regtig 'n groter verantwoordelikheid hê, dan moet jy die ware oorlogsveld bemeester. En daai ware oorlogsveld is jy jouself, jou humeur, jou impulse, jou vrese, jou jaloesie, jou onsekerheid, jou verdediging, jou behoefte om argumente te wen, al daai goed. 'n Man wat nie hierdie dinge kan oorwin nie, kan nie die covenant destiny dra nie. Nee, hy het nodig om homself te kan bestuur. Dis die opleiding wat Jakob hieruit kry. Ek wil vinnig, en ek weet ons hardop so 'n bietjie uit tyd het, maar ek wil baie vinnig praat oor die mandrakes en die mandaat, want dit is baie belangrik. Ons het gesien dat Lea onderhandel oor die nagte, Rachel gee toe, en die seuns hou aan om te kom. Kom ons kyk gou wat het hier gebeur. En Reuben het in die dae van die koringoes gegaan en in die veld liefdesappels gevind en dit na sy moeder Lea gebring. Toe sê Rachel vir Lea, gee my tog van jou seun se liefdesappels. Maar sy antwoord daar, is dit nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seun se liefdesappels wil neem? En Rachel sê, daarom mag hy vir jou seun se liefdesappels vandag by jou slaap. Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde, jy moet na my kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels. En hy daardie nag by haar geslaap. Dis weird. Jy weet dat. En Elohim het Lea verhoor. Sy het bevrug geword en vir Jakob 'n 5de seun verwek. Toe sê Lea, Elohim het my loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee het, en sy het hom Isaskar genoem. En Lea het weer bevrug geword en vir Jakob 'n 6de seun verwek. Toe sê Lea, Elohim het my 'n mooi geskenk gegee. Nou sal my man eintlik by my woon, want ek het vir hom 6 seuns verwek, en sy het hom Zebulon genoem. En daarna het sy dogter verwek en haar Dina genoem. En Elohim het aan Rachel gedenk, en Elohim het haar verhoor en haar skoot geopen. Sy het bevrug geword en 'n seun verwek. Toe sê sy, Elohim het my oneer weggeneem, en sy het hom Josef genoem en gesê, mag Jahwe vir my 'n ander seun daarby voeg. En nadat Rachel Josef verwek het, sê Jakob vir Laban, laat my trek, dat ek na my woonplek in my land kan gaan. Gee my vroue en my kinders waarvoor ek u gedien het, dat ek kan gaan, want u weet self hoe ek u gedien het. Daarna antwoord Laban hom, as ek nou guns in jou oë gevind het, ek het waargeneem dat Jahwe my om jou ontwil geseën het. Right. Nou sê hy dit in sy eie mond, nee. Ja. So, as jy na hierdie hele storie gekyk, dan
die hele mite dat 'n verbondsgesin, jy weet, alles is so mooi en skoon en so voorspelbaar en so emosioneel stabiel en dit is so maklik om te lei. Wel, weet jy wat, dit behoort daai mite te vernietig. Jy sien hierdie mandrakes, dis 'n antieke vrugbaarheids opkikker tipe ding. Dit word 'n onderhandelingsvoorwerp tussen die susters. Ek meen, Rachel smeek vir hulle. En Lea gebruik dit om 'n aand saam met haar eie man te koop. So sien dat intimiteit word nou hier 'n kommoditeit. Liefde word nou soos in 'n kontrak hier uitgeruil. En die kinders kom in die middel van hierdie kompetisie en daar's onsekerheid, daar's desperaatheid en daar's emosionele fragmentasie. Sê vir my, jy kan sien, dit is chaos. Rou, ongemaklike menslike chaos. En hier is die waarheid wat ons in die oë moet kyk. Die covenant destiny word dikwels gebou in 'n wêreld wat glad nie soos 'n verbond voel nie. Nee, ons almal, manne, nee, ons fantaseer oor ideale toestande. 'n vreedsame huis, 'n stabiele huwelik, 'n konsekwente emosie. Dat daar nie konflik gaan wees nie, dat daar nie onsekerheid gaan wees nie, dat daar nie onverwagte eise is nie. Maar as 'n man ideale omstandighede nodig het om te lei, sal hy nooit iets lei wat saak maak nie. Alles op Jakob bou, die stamme van Israel self, dit word in hierdie omgewing gebou. Dis 'n omgewing waar die meeste mans eintlik sou ophou. Hulle sou sê, nee, hierdie is te mekaar, te emosioneel, te stresvol. Maar jou verbondsroeping stop nie, omdat jou omgewing onvolmaak is nie. Ek is jammer, dit hou nie daarop nie. As jy wag vir gemak, gaan jy jou hele lewe lank daarvoor wag. Kyk na daai patroon. Rachel wil kinders hê, sy kan nie swanger raak nie. Lea word swanger, maar sy kan nie liefde wen nie. Rachel wil mandrak sê, Lea wil aandag hê, Jakob wil vrede hê, niemand kry wat hulle wil hê nie. En tog in die proses hou jou aan om hierdie gesin te bou en die seuns word gebore en die stamme word gevorm en die destiny beweeg die hele tyd vorentoe. Die man sal onder druk breek, hulle sal ontdek dat jou wat dikwels sy grootste werk doen op plekke wat vir jou onwaardig gevoel het, en jy voel vir jou of dit 'n groot ding is nie. Maar wat is die waarheid wat ons hier so sien? Nee? If you can't lead the mess, ek kan dit nie in Afrikaans mooi sê nie. If you can't lead the mess, you can't lead the mission. So, mans wil baie graag in hulle roeping wandel, maar hulle wag vir ideale toestande, en daai ding gaan net nie kom nie. Ek sê weer, 'n man se karakter word nie deur perfekte omstandighede gevorm nie, dit word gevorm in toestande van druk. Rachel en Lea is nie hindernisse nie, hulle is instrumente in Vader se hand. Hulle mededinging is nie 'n straf nie, dis opleiding wat Vader gebruik teenoor Jakob. Hulle wisselvalligheid is nie 'n vloek nie, dit is net, alles word nou mooi verfyn. Jakob word voorberei vir vaderskap van 'n nasie. Nie in kalmmaters nie, jy kan dit sien. Hy gaan nie kan stamme verwek as jy nie die spanning kan hanteer nie. Jy gaan nie generasies lei as jy nie konflik kan verdra nie. Jy gaan nie die nalatenskap kan dra as jy in mekaar stort wanneer dinge bietjie ingewikkeld raak nie. En dit laat my dink aan die prentjie van 'n diamant. Hoe word 'n diamant gevorm? Onder geweldige druk. Ja. Jy is heeltemal reg, maar dit is juist wat ek probeer sê, is dat ons wil net nie daai druk hê nie. Ek het nie hierdie ook nou nodig nie. Ek het soveel hoeveel keer hoor ons nie dit nie. Luister, Vader is besig, hy sit vir jou in 'n pressure cooker en hy verwag dat daai diamant na vore gaan kom. En dis 'n geregverdigde verwagting van hom af. So, wat kan ek vir julle manne sê? Ons moet ophou fantaseer oor 'n maklike lewe. Begin die lewe wat jy het, leef. Jou covenant destiny, jou verbondbestemming, dit wag nooit vir perfekte toestande nie. Dit wag nooit vir dat jy eers volmaak moet wees nie. Hy gebruik onvolmaakte mense, dis ek en jy, ons is onvolmaak. Wat ons nodig het, is ons moet onverskrokke, onwrikbaar, dit moet ons wees. Dis waar ons geestelike sag gaan kry, nie in troos nie, maar in daai gehoorsaamheid om net aan te hou en aan te hou en aan te hou. Binne 'n wêreld wat weier met ons saam te werk. Hou aan,
wees gehoorsaam aan die opdrag wat Jehovah jou gegee het, die belofte wat hy jou gegee het.